Goeiemôre Suid-Afrika, 2 Junie 1400, tyd van hierdie berig. Ek was so 'n bietjie lang naweek gewees en afwesig, maar ons is besig om te catch up again. So hierdie naweek wat aangaan daar in Iran op die oomblik is maar basies dieselfde as wat daar aangaan die laaste paar weke met die skietstaking. Maar intussen die naweek het weer so 'n paar skote oor en weer geskiet gewees. Iran het dit uit hulle behoefte gehad om op Amerikaanse skepe te skiet hierdie naweek met drones en missiele, niks gemaak nie, alles afgeskiet. En in ruil daarvoor het Amerika hulle self verdedig en die plekke van waar daai missiele geskiet is en drones is aangeval, gestryk. 'n paar 3 of 4 verskillende plekke. En toe het Iran maar net geprobeer retaliate en 2 ballistiek missiele op Kuwait geskiet en hulle is afgeskiet ook. So heen en weer geskietery, nie groot nie. En intussen gaan die samesprekings aan. Dan bring Iran heeltyd hulle, wat noem mense dit, hulle proposal na die tafel toe en dan lees president Trump deur en skeer hom op en gooi hom weg. En so gaan hy aan, skeer hom op en gooi hom weg. Hulle het redelik naby gekom oor die laaste naweek. Maar dan kom die Iranse regime weer en probeer hulle goed bysit wat 'n no-go is. Veral hulle nuklear program. En ek kan nie glo as daar steeds mense wat glo maar Iran wil nie nuklear wapens bou nie. Is dit so hoekom het ons nou al so lank sukkel om 'n deal te kry wat hulle nie hulle nuklear program wil opgee nie. Whatever. So, kom ons check verder. President Trump het gister 'n baie harde oproep gehad met Netanyahu en met Hezbollah se 2 leiers, Hezbollah se leiers en met Netanyahu oor wat daar aangaan in suidelike Libanon en het reg gekry dat daar skietstaking tussen die 2 is op die oomblik. En Libanon skiet nog steeds rockets daar in Noord-Israel en Israel het in Suid-Libanon geïnvade en om Hezbollah uit te vat daar. Daai ding gaan nog lank aanhou met Hezbollah. Hezbollah obviously, soos die almal weet, is 'n proxy van Iran. Iran support hulle. So hulle fight maar net op 'n ander plek. Maar as nou 'n skietstaking tussen die 2. Sien hoe ver gaan dit hou. Baie party mense komment en sê ja, maar hulle kan nie glo dat Iran so woer speel met president Trump nie. Dis andersom. Hy speel woer met hulle. Dis nie hulle kom en maklik change hulle plan en dan jy weet, soos mense sal sê, hy speel woer met Trump, want hy gee hulle te veel kans. Hy is andersom, dis hy wat met hulle woer speel. Hy het baie tyd. Hy het baie tyd. Die skietstaking, die blokkade op die Iranse ekonomie en alles. President Trump het baie tyd. Dit is geen impak op die Amerikaanse ekonomie op die oomblik nie. Ja, hy's 'n bietjie duurder petrol hier by ons. That's it. Wat 'n bietjie duurder kos en goeders maak. Maar dis nie, die mense voel nie die impak hier op die grond nie. Ons het nog geen impak daarop gevoel nie, behalwe 'n bietjie duurder brandstof. Die pryse het nou weer afgekom intussen. Van die kospryse kom dan weer af as die brandstofpryse afkom. Maar die een wat die hardste geslaan word is Iran. Iran se ekonomie is besig om totaal te kollaps. So dis hulle wat heeltyd agterkom. Okay, hulle moet maar kom met 'n plan maak, maar jy weet, daar gaan IRGC mense, hulle het mos nie 'n saak met hulle populasie nie. Nou sien ek die president van Iran het moontlik gekwoot. Daar's 'n disconnect tussen die Iranse regering en die IRGC. Hulle praat nie met mekaar nie. Daar's infighting onder hulle. En so president Trump, hy het baie tyd. Die US military bly in plek, vol stoom, vol mag, gereed om te stryk as daar enigiets moet gestryk word. Gereed om onsself te verdedig as dit moet. So dit bly in plek, dit gaan nie verander nie, tot die plan wat nou die dag op die tafel is, vir 'n verdere skietstaking om die finale goeders te bespreek oor die nuklear program vir Iran. Die military gaan nie waai daar voor dat die Iran uit Iran uit is nie. En voor daai centrifuges van hulle al gedismantle is nie. So die US military gaan nie daar waai voor die hele nuklear program nie gestop is nie. Hulle kan maar vergeet daarvan. En dan sien ons dat die ekonomie van Iran
Hy's down. Maar soos ek sê, die RGC het nie saak daarmee nie. Hy het nie saak met sy eie mense nie. So, dis die stand van sake op die oomblik. Maricela is laasweek. So ek is Morne Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.